Psalm 103 sê, loof die Here o my siel. Vergeet geen een van sy weldade. Hemelse Vader, kom Heilige Gees, kom vanmôre. O Here, kom oorweldig elkeen wat hier sit in hierdie vertrek, met u Gees. Here, dat u tot mense se harte sal spreek, deur die Gees, en deur hierdie woord, wat u lewend maak. Here, ons as gemeente bid vanmôre, vir ander gemeentes in en om Kimberley, Here, wat die woord vanmôre uitgaan, Vader God, dat manne en vroue verantwoordelikheid sal vat, en nie net 'n klomp nonsens gorrel nie, Here, maar dat dit woord gefundeerd sal wees, Here, dat hulle met autoriteit sal praat, en harte van mense raak. Ek weet, Here, hier is vanmôre mense wat hier sit, wat nie op 'n goeie plek is noodwendig nie, Here. Maar dankie Vader God, u is nog steeds die God van wonders. U is nog steeds die God van die onmoontlike. En dit is hoekom ons u dien, Here. Want u is hierdie awesome God, wat tyd maak vir ons. Here, wanneer ons u naam aanroep, het ons u volle aandag. Maar Here, so hartseer baie keer roep u ons, en dat u nie ons volle aandag nie. My God, laat u wil vanmôre geskied, in hierdie diens. En ons bid dit, tot eer van u wonderlike naam. En ons sê almal, amen, prys die Here. Ons wys elke keer, wanneer ons spreek, wys op hierdie 4 goed. En dit is wat ek in die leierskap, die begin van die jaar vir mekaar gesê het, weet jy wat? Dat ons vertrou die Here om hierdie jaar, en ons is al in September, dat ons saam met die Here sal reis in hierdie jaar 2024. Dat in hierdie jaar ons werklik waar, deur die woord wat ons as leraars bedien, jou as mens nader aan God sal kry. Nader aan betekenis. Dat jy as individu sal besef, wie is jy in Christus? En jy het 'n skepingsdoel. Sê bietjie vir die persoon langs jou, jy het 'n skepingsdoel. En broer, is nie net dat jou vrou die hek vir jou oopmaak nie. Nee. En seën, dat ons God se seën sal beleef. Dit gaan nie noodwendig oor die goed hier, hoor. Seën. Seën. Hierdie week weer. Toe ons hoor, dit is 'n dogtertjie wat op pad is. Haar naam gaan wees Shanna. God's anointed one. En ek het Annie daar gelos. Jy weet, 'n ma oor 'n dogter en 'n ma oor 'n kleinkind en kleinkinders, is mos verskriklik, né? Jy is man, hang maar net hier so aan die kant rond, maar toe ek so terugry, toe besef ek, Here, dankie vir my rykdom. Dankie dat ons 'n tweede kleinkind gaan hê. Ek wil amper soos Petrus sê, goud en silwer het ek nie. Wat wil jy sê? Ek ook nie. Maar ek het rykdom hier. Kleinkinders, weet jy wat? Want daar's iets van my, van oupa Ben, in daai dingetjie. Al is dit net om kwaai te wees eendag, daar's iets. Soos hy het geërf by my. Verstaan jy? Rykdom. Ek raak so opgewonde, maar hulle sê mos as jy, hoe weet jy wanneer mense ouer word, wanneer hulle begin praat van kleinkinders? Ja, prys die Here. Wat 'n voorreg. My boodskap vanmôre, 4 woorde wat alles verander. Ek gaan vir jou nou die 4 woorde wys, nie nou nie. Lisa, jy kan daai net so los, hoor. Ter inleiding. Kom aan die musiek afsit, Pieter, dankie. Ek vertel jou gou 'n storie van hierdie middeljarige man. Hierdie man gaan deur 'n geweldige moeilike tyd in sy lewe.
Hy het in 'n bestek van 'n kort tyd beide sy ouers verloor. En 'n middeljarige man se probleme, hy het probleme met sy tieners. Ek weet hierdie gemeente se tieners is wonderlik, julle het nie probleme nie, maar hierdie man het probleme gehad met sy tieners. Finansiële druk. En as op sy budget bykans elke maand 'n tekort. En die dorp trek swaar, die distrik trek swaar, en elke keer wanneer hy dink, hy het op iets afgekom wat hom hierdie boost gaan gee in sy boerdery, dan is dit asof iemand anders dit geweet of gehoor het, en daar stap hulle met die idee. En ek dink dit is genoeg om enige persoon te wil laat moed opgee. Maar dit was 4 woorde, wat alles vir hom verander het. Ek praat van 'n volgende persoon. 'n Eerbare en 'n opregte, hardwerkende jong man. Hy's uitverkoop vir sy werk. Hy's eerlik, hy's produktief. Maar daagliks sit hierdie ou met 'n probleem. Hy word daagliks beleef hy seksuele teistering by sy werk. En hy weet nie hoe om dit te hanteer nie. En later aan toe word hierdie seksuele teistering draai om. En die persoon wat hom teister sê, maar hierdie persoon het my seksueel geteister. Lang storie kort, hofsaak uit die volgende oomblik verloor sy werk, hy's in die tronk. Maar dis 4 woorde wat alles in sy lewe verander het. Hierdie 4 woorde het die omstandighede van beide persone verander. En weet jy hoekom? Hierdie 4 simpel woorde verander alles wanneer die een wat die woorde spreek, God is. Ek sê weer, dit verander alles wanneer die persoon wat dit spreek, God is. En nou wil ek vir jou hierso kom. Wanneer jy daai woorde hoor tot jou hart, en dit spreek tot jou hart, dan kan jy weet alles verander. Alles verander. En dit is wat daai skrif vir ons sê. Haggai 1:13. Hy sê daarop het Haggai, die boodskapper van die Here, kragtens die boodskap van die Here, met die volk gespreek en gesê, daar sê, ek is met julle. Ek is met julle. Dit was die 4 woorde. Die slegste situasie moet soeg onder die beloftes en die krag van die Here. Daai 4 woorde het alles verander in hierdie middeljarige sukkelaar se lewe, man met die naam van Isak. Ek het nou van Isak gepraat. Hierdie 4 woorde het alles verander in 'n regverdige en 'n eerbare man met die naam van Josef, wat verkeerdelik in die tronk gegooi is, maar hy het vasgehou aan die 4 woorde. Hierdie 4 woorde het alles verander vir die vreesbevange Jakob wat op vlug was. Ek gaan nou 'n bietjie uitbrei. Hierdie 4 woorde het 'n man op 80-jarige ouderdom gehelp. Sy naam was Moses. En daai 4 woorde, ek is met julle, maak 'n beduidende verskil in alle omstandighede, mense. Maak nie saak waar jy jouself op hierdie oomblik aantref nie. Alles het verander vir die volk Israel, toe hulle hoor wat God sê. Daai woorde, wat sê ek is met julle. Alles het verander vir die maagd Maria, toe sy hoor die Here sê vir haar, ek is met jou. Ek wil vanmôre vir jou sê onomwonde, maak nie saak wat jou situasie is. Wanneer God verklaar, ek is met jou, verander God alles, hoor.
God se teenwoordigheid is al wat jy nodig het. As jy weet is hy by jou, dan kan ons mos vanmôre, toe ek vir julle gesê het, Psalm 23, al gaan ek deur 'n dal van doodskare, dit voel vir jou soos die dood, maar dit is nog nie. Ek sal geen onhou vrees nie, want U is met my. U is met my. Die feit dat ek en jy op hom staat maak, kerk, maak ons oorwinnaars. Julle is stil vanmôre. Ek weet nie of dit die Cowboys of die rugby is nie, maar kom ons draai weer. Kom ons kyk bietjie na Isak. Kom ons kyk saam na Isak. Isak, middeljarig soos ek sê, hy het bykans saam sy ouers verloor, Abraham en Sarah. En in sy hart het hy maar baie keer verlang na hulle, en daar was 'n gemis. Maar hy het ook maar probleme in sy huis gehad. Normale mense soos wat ons is. Baie lief vir sy vrou Rebekka. Hy's lief vir sy 2 seuns, maar daar's 'n bietjie 'n ding, want hy's liewer vir Esau. Esau is die boer. Esau is die jagter. Rebekka was weer lief vir Jakob. Jakob was intellektueel. Jakob het 'n sagte gees gehad. Maar tog gebeur daar dinge. Skielik tref 'n hongersnood die land. En Isak is geforseer om te trek uit die land uit na die land van die Filistyne, om daar te gaan probeer 'n lewe maak. In baie opsigte is Isak se lewe vir my maar die lewe van middeljarige manne. Ek meen, kom ons praat oor dit. Toe jy middeljarig was en jou kinders is tieners, dis 'n ander spesie man. Ek kon onthou, toe ek in Lichtenburg in die gemeente was, dan bel ouers my 12 uur die aand. Sê hulle vir my, pastoor, ek is nou nie van jou kerk nie, maar ek hoor ek kan jou bel, want jy gaan haal die kinders uit die kroeg uit. Ek sê, ja, ek doen. Dan kom ek daar by die jolplekke, daar in Lichtenburg. Dan stap ek in. Sê ek vir die kroegman, met wat is jy besig? Roep ek aan jong kinders, sê, kom hier so. Ja, maar ek mag nie wees, ek sê nie, jou maat sê ek moet jou kom haal. Kom met jy kom. Tieners maak jou op, hoor. Tieners maak jou op. Ek het my maal opgemaak. Ek gaan nooit vergeet, ek kom eendag met die motorfiets. Jesus, maar dat smaak my, ons is 3 wat op die bike ry, en ons kom nie reg nie. Maar ek ry die erf in, maar as ek die erf so inry in Kroonstad, dan kom ek met spoed, dan sit ek hom af, dan vree ek hom in, dat ek nie die mense wakker maak nie, verstaan jy? As jy mos drink, leer jy mos om slim ook te wees partykeer, verstaan jy? Nou vree ek die bike in. Nou Rommel was die Alsatian, sê ek, stap ek in die huis, en een aand, my ma het nie die stoep waar ek stap na my kamer tussen gordyne toegemaak nie, en toe ek links kyk, sien ek iemand, want dit was ek self, maar ek gil so, nee. Ek sê, help! My pa spring op, my ma, kom maar na by my, hy sê, vrou los om, hy is weer gesuip. Tieners maak my klaar, jong. Middeljarige mense, ons was daar met ons kinders, nee. Maar nou ja, prys die Here, is daarom ook nou groot mense. Maar, ek weet daar's van julle manne wat dalk middeljarig nou is, wat kan identifiseer met sulke probleme. Dit is, hierdie goed is so oud soos die Bybel. Is niets nie. Nou, die tipe situasie is nie ideaal nie. Maar dan praat die Here met Isak. En ek wil vir jou lees wat sê hy. Genesis 26:24. Ek dink dit is daar. Hy sê, ek is die God van Abraham, jou vader. Moenie bang wees nie, want ek is met jou. Ek is met jou. Om hierdie woorde te hoor van die Here, hierdie is 'n saak van 'n belofte wat God aan jou maak. En hy kom bevestig dit aan jou. Ek sal my belofte hou. Ek is met jou.
En ek wil amper sê dat as 'n mens weet God is by jou, dan verstaan jy ook die implikasies rondom alles en jy begin dinge in 'n ander lig sien, is dit nie? Net by die feit dat jy weet God is by jou. Kom ons gaan aan. Jakob. Isak se seun Jakob het gevind dat die 4 woorde hom bemoedig en gehelp het tot sy eindbestemming. Jakob het sy broer sy eerste geboortereg gesteel. En sy ma het hom gehelp, mind you, hoor. Broers, julle moet daai skrif gaan lees in Amos 3. Hy sê, vertrou nie die vrou langs wie jy lê nie. As ek dit vir haar nie sê, dan word sy so kwaad, dan sê ek, dis nie ek wat dit sê, die Bybel sê, ek moet ligtig wees vir jou. Maar okay. My bek is nou groot, as hy sê, dan sê ek niks. Die plek. Hy het sy broer se seun gesteel. En later dan praat die woord, as jy hom mooi gaan kyk in Hebreëus, dan sê hy Jakob was 'n bedrieër. Hy het sy broer bedrieg. En hy moes vlug vir sy lewe, want Esau wou hom doodmaak. En die verhaal gaan aan terwyl hy slaap daar op 'n klip. Toe vind daar 'n stoeigeveg plaas tussen hom en 'n engel, tussen hom en die Here as ware. En in daai geveg, never mind dat die Here sy heupseëning afslaan, en hy mank geloop het daarna. Jy weet, in die Jode vandag nog, die Jode, regtig, as dit kom by vleis wat hulle eet, die bees, die skaap, daai heupseëning, los hulle uit. Hulle sê, want daai man het probleme gekry, Jakob het probleme gekry. Die Jode vandag is bang om eers die heupseëning te probeer eet. Hulle sê nee, maar in elk geval. In Genesis 28:15 sê die Here vir Jakob volgende, hy sê, en kyk, ek is met jou. Maar hoor hierdie belofte, ek sal jou bewaar oral waar jy heen gaan. Ek sal jou terugbring in hierdie land, want ek sal jou nie verlaat nie, totdat ek gedoen het wat ek jou gesê het. Prys die Here. Kan ons die Here 'n lofoffer gee vir sy belofte, kerk? En hierdie woord is ja en amen vir my en jou. En ons glo dit baie keer in die kerk. En vir die res van sy lewe, kan jy my gaan lees, met al die ups en downs van Jakob se lewe, goeie tye, slegte tye, een ding het hy geweet, God is by my. Dit was God se belofte. En mense het hom altyd sien mank loop. Hy het geweet, hy het 'n encounter met die Here gehad, maar die Here het vir hom 'n belofte gegee. Josef, Jakob se seun, Josef, een van 12. Hy was deur sy broers gehaat. Hulle was jaloers op hom. Dit was 'n geweldige spanning in daai familie. En Jakob was baie lief vir Josef. Die Bybel sê dit. Sy broers was so kwaad om tot verkoop aan slawehandelaars. Maar dis nie wat ek lees in Genesis 39:2 nie. Genesis 39:2 sê, en die Here was met Josef, sodat hy 'n voorspoedige man was. Al het sy broers hom verkoop, al het hulle vir die pa gelieg en gesê, hy's verskeur deur 'n wilde dier. Die Here was met Josef. En hier is die ding. Josef, hy was gepromoveer van slaaf, kry hierdie senior pos in Potifar se huis. En mevrou Potifar verstaan nie die mechanics lekker nie. Sy verstaan nie dat God se guns en God se salwing op hom rus nie. En sy dink, die ou vrou, as sy hom seksueel tuister en met haar kan slaap, sal sy word soos hy. En wat gebeur? Dit draai om en dit backfire teen hom. Op stadium sê hy, toe so tuister, van sy woorde was,
ek sal nooit so iets aan my Heer doen nie. Bedoelende, u is Potifar se vrou. Ek sal nooit so iets aan Potifar doen nie. Nou, wat gebeur? Hy word skuldig bevind, hy word in die tronk gegooi. Maar hy het 'n besluit gemaak. Hy gaan nie toelaat dat hierdie bitterheid en woede op hom kom lê nie. Nee. Hy het geweier om sy energie te mors op sy broers en Potifar se vrou. Hy het vir homself gesê, ek gaan hulle nie haat nie. Ek gaan aan met my lewe. Want hy het daai belofte gehad, daai 4 woorde. Ek is met jou. Maak nie saak wat jou situasie is nie. Josef, ek is met jou. Kom ek verduidelik jou daai situasie. As kind van die Here, hoor mooi wat ek vir jou vanmôre sê. Jy as kind van die Here, jy moet my antwoord. Glo jy dat God se guns op jou rus? Dis so. Daai kant, glo julle dit? Ja. God se guns rus op jou. Glo jy dat God se salwing rus op jou? The anointing. Dankie. Nou hierso is die deal. Hoor nou mooi hoe werk dit. Jy kan by 'n plek werk waar God nie prioriteit is hier in Kimberley by die plek waar jy werk nie. En hoor wat ek vir jou sê. Omdat God se salwing, omdat God se guns op jou rus, sal jy agterkom, gaan dit eintlik goed met daai besigheid, ten spyte van slegte tye wat ons beleef, want weet jy wat, God het 'n saak met jou. Hy het 'n saak met Josef gehad. God se guns, God se goedheid was oor Josef. En weet jy wat, as jy gaan kyk, Josef was vir hoeveel jare was hy die 2IB in Egipte, en Egipte was geseënd, al het die farao's nooit God aanbid nie. Praat ek die waarheid? Jy sal dit agterkom. Waar jy instap as kind van die Here. Ek hoop jy kom dit agter. Verander die atmosfeer. En ek sê dit nie uit arrogansie uit nie. Waar jy jou voet neersit as kind van God, daar verander jy die atmosfeer met dit wat oor jou is, kerk. God se goedheid, God se guns. Dis wie jy is. Dis wie ek is. So dit wat met Josef gebeur het, gebeur vandag nog. Mense sal partykeer vir jou goed sê, hoorie, pas op wat julle sê jong, hierdie is mos 'n kerkvrou. Prys God, jy's 'n kerkvrou. Dit wat met Josef gebeur het, gebeur in vandag se lewe nog. Jy verstaan baie keer nie. Jy weet dat jou direkte hoof is so onregverdig teenoor jou. Jy weet dat jy moes al hierdie bevordering gekry het. Jy moes al hierdie increase in jou salaris gekry het, maar dit kom nie deur nie. En jy vra vir jouself, wat doen ek verkeerd? Nee, jy doen nie iets verkeerd nie. Dit is hoe dit werk. Tannie Potifar was so stupid. Haar hormone het haar kop deurmekaar gemaak. Want sy het God nie geken nie. Sy was 'n heiden. Toe dog sy wel, as ek by hom slaap, raak ek soos hy. Toe nie. Dit gaan oor die anointing. Dit gaan oor die guns op jou lewe. Dit is waar dit gaan. As jy die krag en die belofte van die Here in daardie 4 woorde ken en verstaan, sal alles verander rondom jou. En jy sal op 'n ander manier na die lewe kyk. Hoor jy? Op 'n ander manier. Moses was 80 jaar oud. Hy's 'n skaapwagter agter die berg. Hy pas sy skoonpa se skape op. Hier kom die Here, hy gee hom 'n opdrag. Hy sê, luister, jy moet gaan en my volk uitlei uit Egipte. Gaan praat met Farao. Hy sê, Here, ek stotter. Ek hakkel. Ek kan nie eens ordentlik praat nie. En hy het God bevraagteken. Maar God het vir Moses 'n sekere belofte gegee. Kyk wat sê daai belofte van Moses. Het ek hom daar.
ek sal met jou wees. Punt. En as die Here vir jou sê, ek sal met jou wees, dan wil ek amper sê soos Psalm 23 waar sê, U berei die tafel. Ja, sê hom, hoor hier is ons besoekers, julle moet nou praat. Julle moet nou U maak my hoof vet met olie. Weet wat sê Ben van daai vers? As die Here die tafel dek vir jou, kort daar niks. As God die tafel dek, sal alles werk. Al is dit nie op jou tyd nie, al is dit nie op jou manier nie. Dit sal werk, want hy's met jou. Wanneer God jou tafel dek, is jy reg. En hier's Moses. Dalk voel jy op hierdie oomblik, jy's aan die verkeerde kant van die berg. Al so lank. Dalk voel jy vanoggend, mense wil hê jy moet iets doen en jy sê vir jouself, maar hoorie, ek is nie bevoeg nie. Moses het ook so gevoel. Maar dalk het die Here dit toegelaat vir 40 jaar aan die kant die berg. God het hom geleer om geduld te hê. Want hy het nie baie geduld gehad, die man. Dalk voel jy ook, ja, maar weet jy wat, ek weet nie hoe kan ek 'n verskil maak in die gemeenskap nie. Ek weet nie regtig hoe die Here my kan gebruik nie. Nee, God kan. Want as hy vir jou sê hy's met jou, dan sê ek nou vir jou, hy's met jou. Numeri 19:23 sê die volgende. Hy sê God is nie 'n mens dat hy sou lieg nie. Of 'n mensekind dat hy iets sê en dit nie doen nie, of iets spreek en dit nie waar maak nie. Hy's God en hy sal tot ewigheid God bly. As hy vir jou sê, I've got it, I've got your back, dan sê ek nou vir jou, dan moet jy net vorentoe kyk. Dan's God met jou. As jy dink jy's dalk met te min toegerus, baie mense, as ek sê, hoorie maar, wat doen jy vir die koning? Wat doen jy in die koninkryk? Nee, niks, want ek is nie daai tipe nie. Wat se tipe is jy? Die dag toe die Here Jesus aangeneem het, is die hoogste status wat jy kan kry, mind you. Moses is deur dit. Hy het gedink, is nie goed genoeg nie. God het sê, ek is met jou. Ek sê vandag vir jou wat dalk hier sit, wat ook voel, weet jy wat, ek het al baie keer gevoel, ek wil dit doen of wil dit doen, maar ek is te bang, want ek voel ek is te onbevoeg. Nee, jy is nie. God sê, hy is met jou. Hy sal jou help. Israel se sonde en God se belofte. Dis my laaste punt. Op 'n stadium in die lewe van Israel, julle weet, het dit met hulle so sleg gegaan met afgode aanbiddery. Hulle het so teruggeval. God het toegelaat dat hulle in ballingskap weggevoer word na 'n vreemde land toe. En toe hulle uiteindelik teruggekeer het uit ballingskap. Jy weet die liedjie By the Rivers of Babylon is geskryf op dit. Nee? Where we sat down. Yeah, we weep. Maar toe God hulle optel daar, en hulle gaan land toe, wat gaan doen hulle? Hulle gaan bou die mooiste huise. Hulle verbou die beste mielies en groente. Hulle het so ingegaan om vir hulle self goed reg te kry, en hulle het dit reg gekry. Maar weet jy wat? Hulle het God se tempel onaangeraak gelaat. Hulle het alles gaan bou, en dit was pragtig, maar dit was nooit 'n sukses, dat hulle kon vorentoe gaan nie. Hoekom? Hulle het agterweë gelaat om God se tempel te herbou. Hulle het dit gelos. Hulle het gesorg vir hulle self. En dit het nie saak gemaak hoe hard hulle gewerk het rondom hulle sukses nie. Hulle kon nie voorkom nie. Het jy al mense gesien wat so besig is om hulle eie lewe te bou? Alles gaan net, hoorie, my dit moet reg wees. Ek soek dit, weet jy wat? As God nie deel is van daai planne nie, te vergeefs dat jy bou.
Die Psalme sê dit ook. Psalm 127. Hy sê, as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs soeg die wat daaraan bou, te vergeefs dat julle vroeg opstaan, laat gaan slaap, brood van smart eet. As God nie deel is van jou bouproses nie, my boetie en my sussie, te vergeefs dat jy aangaan, hoor. Maar, dit gebeur toe so dat God stuur hierdie profeet Haggai. En hy lig hulle in, wat is God se probleem met hulle. En deur Haggai het die Here vir sy volk gesê dat hy 'n probleem het rondom hulle selfsugtigheid. God het geweet hulle prioriteite is nie in plek nie. En Haggai kom basies as boodskapper om te sê, luister, julle beter begin hierdie tempel herbou. Dit is wat die Here soek. Hoekom? Om God weer te aanbid. Anders sou hulle mislukkings gehad het op mislukkings. Hier kom die ding. Israel het gehoor. Hulle het tot onder die oortuiging gekom van hulle sonde. Hulle het Haggai se boodskap gehoorsaam. Hulle het weer ontzag en vrees gehad vir God. En weet jy wat? Mense kan sê, maar was dit nooit te laat nie? En te vergeefs nie? Nee. Niks is ooit te laat en te vergeefs by God nie, hoor. God werk nie op hierdie oorlosie tyd nie. Hy werk op die ewige tyd. By hom is niks te laat nie. En weet jy wat vir my die wonderlike? God het gehoor wat die volk vra. En hy sê toe vir Haggai, gaan preek hierdie preek. En dit was die kortste preek wat opgeteken is in die Bybel. Gaan 'n bietjie aan. Nee, daai is net voor dit. Ekskuus. Maar in elk geval hierso. In Haggai 1:13 is die boodskap van Haggai. Ek is met julle. Klaar. Ek wil vanmôre hier vir hierdie gemeente die volgende sê. Die Here sê, hy is met julle. Dis al. Hy is met ons. Hy is met ons almal. Is vir jou om dit te vat, soos 'n kind. Soos 'n kind wat kinderlik glo as sy pa sê, ja, ek gaan dit vir jou doen. So moet ek en jy dit vanmôre vat soos kinders, om te weet, God is met my. God is by my. Jy weet, die einste Moses, ek dink daaraan, hy daai tyd vir die Here gesê, Here, wie is ek? Plaas het hy eerder gevra, wie is by my? Het gaan nie oor wie is jy nie, het gaan oor wie is by jou. En dit is die Here. Dit is God. Ek wil klaarmaak vanmôre met Jesaja 41, daai laaste gedeelte, vers 10. Kan van my musiek aan sit asseblief. Wees nie bevrees nie, en ek wil jy moet jou naam voor dit sit. Jan, Sunny, Koos, Anna. Maar ek wil vanmôre die naam hier sit. Die mense van die workshop. Wees nie bevrees nie. Want ek is met julle. Ek verander die jou na julle toe meervoud. Kyk nie angstig rond nie, want ek is die workshop mense se God. Ek versterk julle. Ook help ek julle. Ook ondersteun ek julle met my reddende regterhand. Here. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy kan enige uitdag in die gesig staar. Hy is nog steeds die God van wonders. Hy is nog steeds die God wat sê, ek is met jou.
As jy dit nie so beleef in jou lewe nie, kom sien my, asseblief. As jy vandag sit en jy sê vir jouself, waarvan praat Ben Foster? Ek beleef dit nie. Kom sien my, ek nooi jou uit. Want jy het 'n nat bekering nodig, jy het die Here Jesus dan in jou lewe nodig, wat heidaglik dan nie is nie. Jy moet hom beleef. Maar ek bemoedig jou vanmôre met hierdie woorde. Hy sê, ek sal jou ondersteun. Ek sal jou ondersteun. Ek jou met my reddende regterhand. Dis wie hy is. Ek wil hê, hulle moet vir my 'n lied speel. Ek het nie die vrou wat sing. Dit gaan nie oor haar gesig nie. Ek gaan net die lied speel, maar met die lirieke. Laat julle dit saam lees, terwyl dit gesing word. Ek is basies klaar. Ek sal na dit iets sê. Asseblief. When all foundations have been shaken, when I'm left standing in the dark, and all I feel is my heart breaking, you still reign and you're still God. And when it feels all hope is fading, the heavy questions hit so hard, and though my soul may feel forsaken, you still reign and you're still God. Though I can't see what's before me, I know that I can trust your heart. And this one truth will be my story. You still reign and you're still God. I will declare that you are with me. Though voices whisper that you're not, you'll never leave me nor forsake me. 'Cause you still reign and you're still God. Though I can't see what's before me, I know that I can trust your heart. And this one truth will be my story. Yes, it will. You still reign and you're still God. Though I can't see what's before me, I know that I can trust your heart. And this one truth will be my story. Yes, it will. You still reign and you're still God. I know you reign and you're still God. And when my enemies surround me, I'll trust the victory of your cross and fix my eyes upon you, Jesus. For you are God and I am not. You are good and you are faithful, as you have been from the start. You work in all things for your glory. Yes, you do, 'cause you still reign.
still reign, because you are God. Dit is wie hy is. Hy is met my en jou. Ek wil vra dat ons oë toemaak, en ek wil sommer die manne vra, lyk my ek het, of nie lyk nie, ek het vergeet van die offerande. Die van julle wat help met die offerande, asseblief, help my, en tussentyd gaan ek aan. Sit vir my so 'n bietjie musiek aan, asseblief, 'n bietjie agtergrond. Ek wil vanmôre raak dit vir 'n oomblik rustig. Fokus net so 'n bietjie. As jy vanmôre op 'n plek is, en jy weet ook nie watter kant toe nie, daai kant toe, die kant toe, wat nie. Hy's God, en hy sal vir altyd God bly. En hierdie God het 'n saak met jou. Van daar waar konsepsie, bevrugting plaasgevind het, in jou moeder skoot, van daai oomblik af, het hy 'n saak met jou. Hy's nie 'n God, wat sy rug op jou kan draai, en op my kan draai nie. Daar's nie 'n manier nie. Hy's God. Sy daar gesing wat die woord sê, die Here sê, I will never leave you nor forsake you. Dis wie hy is. I'll never leave you nor forsake you. En as jy vanmôre